Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hoe bly ek in Jesus? Dis die titel van ons reeks en ek moet dit dalk net duidelik maak, ek vra nie hoe behou ek my verlossing nie. Die vraag is nie hoe behou ek my redding nie. Ek wil nie weet hoe behou ons wedergeboorte nie. As jy waarlik wedergebore is jy wedergebore. Dan is jy 'n seun van God. Punt. Jy kan dit nie verloor soos wat jy jou lidmaatskap by die golfklub verloor as jy nie betaal nie. By wedergeboorte het jy nie 'n lid van die klub geword nie. Nee, jy het 'n seun geword. Seun van die almagtige God. En onthou ook net, hierdie seunskap van jou is nie 'n geslagsding nie. Dit gaan oor jou identiteit. As ek as man die bruid van Christus kan wees, kan jy as 'n vrou die seun van God wees. En jy kan nie jou kindskap verloor nie, want jy het nie daarvoor gewerk nie, dit was 'n geskenk. Die enigste manier hoe dat jy ooit jou kindskap as seun van God kan verloor, is as jy hom afsweer as jou pa. As jy jou rug op hom draai en sweer dat hy en Jesus nie bestaan nie. As jy nie meer in hulle wil glo nie. Dis al hoe jy jou kindskap kan verloor. So ek wou net dit duidelik maak. Hierdie reeks gaan nie oor hoe behou ek my wedergeboorte nie, maar hoe behou ek my koneksie met Jesus. Want Jesus self leer ons in Johannes 15:5 dat as hy in ons bly en ons in hom, dan sal ons baie vrugte dra. En hy gebruik die prentjie van 'n wynstok en 'n loot, dat as ons as die loot ons koneksie met hom as die wynstok behou, dan sal ons baie vrugte dra. En ek dink jy sal met my saamstem dat ons sien baie Christene wat nie eintlik veel vrugte dra nie. Wat is die rede? Volgens hierdie gedeelte is dit 'n koneksieprobleem. Want ek moet my koneksie met hom behou, sodat dit wat in hom is, deur my kan vloei. Want dis hy wat die vrugte produseer, dis nie ek as die loot nie, maar hy as die wynstok. Hy is die bron van alles, selfs ook die vrugte. En as ek in my lewe tekort aan vrugte opmerk, moet ek my koneksie ondersoek. Of ek kan dit so stel, as ek nie die regte resultate in my lewe sien nie, dan moet ek kyk waaraan of waarin is ek verbind. Want ek kan slegs sy vrugte dra as ek aan hom verbind is. Maar as ek aan die wêreld verbind is, raai wat? Dan gaan ek die wêreld se tipe vrugte dra. As die wêreld vir my 'n groter realiteit is as Jesus in my, dan gaan ek produseer wat die wêreld produseer. As die wêreld my fokus is, dan gaan ek produseer wat die wêreld deur my laat vloei. En ek sê nie hier om enige iemand te oordeel nie, ek sê dit sodat ons, ek ingesluit, kan wakker word en wakker wees hiervoor en dat ons die nodige aanpassings kan maak as ons ander resultate wil sien as wat ons huidigliks beleef. Blaai saam met my na Romeine 6 en ek gaan vir ons begin lees van vers 4 af. Hy sê ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Ek gaan hom net weer lees. Ons is dus saam met hom begrawe. En hierdie hom is natuurlik Jesus. So die woord sê ons is saam met Jesus begrawe deur die doop in die dood. Sodat net soos Christus, let asseblief mooi op die woordkeuse hier, net soos Christus. Wat beteken net soos? Dit beteken mos net soos, op dieselfde manier of op dieselfde wyse. Net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook. Net soos Christus, ons ook. Net soos Christus, ons ook wat? Net soos Christus, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Ek en jy kan in 'n totaal en al nuwe lewe wandel. En hoe lyk hierdie nuwe lewe? Net soos Christus. Kyk wat sê vers 8. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Het ons saam met Christus gesterf? En ek wil dalk net weer duidelikheid hier bring. Hierdie praat alles van ons gees, die ware ons. Ons besef dat ons nie fisies gesterf het en weer fisies lewendig gemaak is nie. Maar ons gees, die gedeelte van jou wat vir ewig jy is in die split oomblik by wedergeboorte saam met Christus gekruisig, begrawe
En die splinternuwe jy, 'n splinternuwe spesies, seun van God, het opgestaan. En ons leef nou saam met Jesus, soos Jesus. Onthou vers 4, net soos Christus, ons ook. En nou weer hier in vers 8, saam met Christus gesterf, saam met hom sal leef. Ons nuwe lewe is saam met Christus, net soos die van Christus. Ons is in Jesus ingeweef. Maar hoe beleef ek dit? Hoe word dit my realiteit? Ek dink vers 11 is vir ons 'n groot sleutel tot hierdie waarheid. Hy sê in vers 11, so moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. So moet julle ook reken. Die 2020 vertaling sê, beskou julleself dan so. Waar reken ek myself? Waar begin ek myself beskou? In my denke, my siel, my gedagtes. Ek moet begin nuut dink. Ek moet begin dink in lyn met dit wat die woord sê is reeds 'n realiteit in my lewe. Anders gaan dit nooit 'n realiteit raak in my nou fisiese lewe nie. Ek dink dis hoekom baie mense nooit in oorwinning leef nie, want hulle dink hulle is nog die ou dooie mens wat aan die eerste arm gekoppel is. Hoe weet ek dit? Wel, het jy al gehoor dat mense, wanneer hulle iets baie stupids aanvang, dan sê hulle, ek soek maar net 'n mens, of het jy al self daai verskoning gebruik? Ek weet ek het, maar dis nie meer die waarheid nie. Jou ou mens met sy maar net 'n mens natuur, is saam met Christus gekruisig. Die waarheid is, jy is nou 'n nuwe skepsel, 'n nuwe spesies, 'n seun van God, net soos Jesus. Ons is nie Jesus nie, maar ons is net soos hy. Ons het sy volheid in ons. En kyk weer na vers 11. Ons moet nou so reken dat ons lewend is vir God in Christus Jesus. Ons is in Jesus, maar ons moet dit reken. Ons moet daaraan begin dink. Ons moet die verskoning trap dat ons maar net 'n mens is en begin reken. Begin dink dat ons net soos Jesus is. Sy moontlikheid is my moontlikheid. En as daai jou kriewelrig maak en as jy daarteen wil stry, wel, skeer dan Efesiërs 2 uit jou Bybel uit. Want daar staan in vers 6 dat ons nou reeds saam met Jesus in die hemele sit aan die regterhand van God. Jy sal nooit aan die regterhand van Abba oorleef as jy nie soos Jesus is nie. As jy met jou ek's maar net 'n mens status voor God moes verskyn, sal jy in 'n oogwink verdamp. Maar die woord sê, jy sit nou reeds in die hemel saam met Christus langs God. Hoekom is dit moontlik? Want jy's net soos Jesus. 1 Johannes 4:17 sê dit prontuit. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Nie soos hy sal ons word nie, maar soos Jesus nou is, so is ons ook nou in hierdie wêreld. Maar so moet julle ook reken. Ons moet so begin dink. Here Jesus, dankie vir u woord en dankie vir die waarheid. Dankie Here vir die wonderwerk van wedergeboorte, dat u ons ingebore het in u familie in as seun van God, net soos die eersgeborene, net soos Jesus. Maar Here, help ons om ons denke te begin vernuwe. Kom deur die Gees en herinner ons aan hierdie waarheid en help ons om so te begin dink. Ons leef in Christus en ons lewe nou vir u. Ons het 'n nuwe lewe tot ons beskikking in Christus, soos Christus. Dankie Here vir hierdie hemelse waarheid. Ons eer u vir u krag in ons lewe. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hom en jou neus in sy woord. Shalom.